Hartlike goeiemôre, dit is Vrydagoggend, net die 20ste Maart, die jaar 2026. My naam Dani Gerber, maar ek is opgewonde. Jesus Christus is koning, hy is die Here en daar is niemand soos hy nie. Halleluja. En ek en jy moet dit uitleef, ons moet dit spreek, ons moet dit bedink. Jesus Christus koning, Here, herder, leier, en dit is wat ons moet aandink heeldag. Here, rig ons gedagtes na hemelse plekke toe, nie. Laat ons nie ons gedagtes sal rig op dinge op hierdie aarde nie, want wat kan hierdie aarde vir my en vir jou offer? Absoluut niks nie. Wat kan die Here vir ons offer? So ek en jy moet in sy woord bly, ons moet getrou bly. En iets wat baie saam met dit loop, is belydenis. Ek en jy het nodig om ons sondes te bely. Ja, wie van ons doen nie sonde nie? Of dit nou jou gedagtes is, of dit jou spraak is, of dit jou handel en wandel is, daar kom 'n dag wat jy net dit verloor en jy doen sonde so goed. En ek en jy kan nie daai sonde dan vat en dit onder die tafel wil wegsteek. En dit daar wil los en hoop niemand sien dit en niemand hoor van dit nie. Nee, die woord sê vir ons baie duidelik dat ek en jy moet ons sondes bely, want God is regverdig en hy vergewe ons vermenigvuldig. Hy kom en hy kom maak ons skoon, maar ek en jy het nodig om ons sondes te bely. So ek wil net vir jou hierso by sê dat as jy hierdie gedeeltes gaan beoefen en wat jy gaan hoor, dan gaan jy weet dat God kom en hy maak ons vry. En dit is hier in Psalm 32. Hy sê die seën van skuldvergifnis. 'n Psalm van Dawid, 'n onderwysing. Welgeluksalig is hy wie se oortredinge vergewe, wie se sonde bedek is. Die Here kom en hy bedek jou sonde. Moenie jy jou sonde vat en dit self gaan probeer bedek nie. Vandag gaan jy dit nie wil bely nie, maar bring dit uit, sit dit op die tafel, gooi dit in die lig, want die Here weet al reeds daarvan, nie? Jy kan niks wegsteek van God af nie. Hy sê in verse 2, welgeluksalig is die mens aan wie die Here die ongeregtigheid nie toereken nie, en in wie se gees geen bedrog is nie. Toe ek geswyg het my gebeente uitgeteer en my gebrul die hele dag, want u hand was dag en nag swaar op my murg het verander soos deur die somergloed. Dit is so, sonde teer 'n mens uit, dit maak jou siek, dit maak jou geestelik siek, jou sielgees maak dit siek. So dit is nodig dat ek en jy ontslaa raak, want die woord sê, toe ek geswyg het my gebeente uitgeteer. Is dit nie maar so nie, want dit teer hou uit, geestelik maak dit vir jou lam. So dit is belangrik om van ons sondes ontslae te raak. Want u hand was dag en nag swaar op my, die Heilige Gees, die gewete wat in jou is, kla jou aan oor dit wat jy gesê en gedoen het. In verse 5, my sonde het ek u bekend gemaak, en my ongeregtigheid het ek nie bedek nie. Ek het gesê, ek wil aan die Here my oortredinge bely, en u het die ongeregtigheid van my sonde vergewe. Sela. Wow. Hoor wat sê vers 10 vir ons. Hy sê, die goddelose het baie smarte, maar hy wat op die Here vertrou, met goedertierenheid sal hy hom omring. Wees bly in die Here, en juig oor regverdiges, en jubel, alle opregtes van hart. So wanneer ek en jy ons sondes bely, jy voel sommer daai gewig hier van jou skouers afval. Jy voel sommer beter. En dit is wat ek en jy moet doen. Moenie jou sondes vat en dit gaan wegsteek en hoop niemand sien dit nie. Bely dit. Die woord sê, bely jou sondes. God is regverdig en hy sal my en jou vergewe. Maar ek moet dit ook weer een ding doen, net daai gedeelte van die vrou wat hulle gebring het, wat met egbreek betrap was. En toe sê die Here, laat een van julle wat sonde is, die eerste klip optel en haar doodgooi. So met ander woorde, ons kan mekaar nie beoordeel oor jou sonde en wat jy doen en dit nie, want wat is die sonde wat ek doen? Maar kom ons vra die Here om ons te help, en die Here gaan vir ons sê, soos wat hy vir haar gesê het, ek oordeel jou ook nie, maar sondig nie meer nie. So ek en jy het nodig om my sonde neer te lê, sodat ek en jy gesond kan word. Amen. Kom ons bid saam. Halleluja, Abba Vader, Here, baie dankie, Here, dat ons vanoggend net weer opnuut ons sondes kan bely, Here. Here, ons sê voor U wat dit is, Here, en U weet alreeds wat my sonde is. Maar Here, dankie
dat ek kan kom en ek kan kom bely, Here, sodat ek genesing kan kry daaruit, sodat ek heel gemaak kan word en oorwinning kan kry. Here, kom en help elke ene van ons vandag, sodat ons net rustig 'n bietjie tyd sal afskip en net sal sondebelydenis sal doen en sê, Here, ek is jammer en dankie dat U my vergewe het in Jesus naam. Amen en amen. My liewe boetie en sussie in Christus, gaan uit vandag, gaan doen dit. Vat tyd, gaan bely jou sondes voor die Here en hy sal jou vergewe. Julle moet 'n geseënde dag hê. God bless.